Halleluja! Kom ons neem ons sitplekke. Ek het rede om God te prys en te aanbid. Ja, ons bid baie keer so vir die moes wat inkom, mense se redding en bekering, en hier sit jy het wedergeboorte ervaar. God het met ons bemoeienis gemaak, 'n dag wat ons gehoorsaam was aan die stem van die Heilige Gees. Dis rede genoeg om ons hande op te hef. En te sê, Here, dankie vir die genade oor my lewe. En ek praat vanoggend met jou oor jou roeping. Glo jy dat elkeen wat volgende hier sit, het 'n roeping? Jy het. Verseker het jy 'n roeping. God het verseker 'n doel met jou lewe. En as jy die Bybel vanoggend hier het, blaai saam met my na Matteus 20 vers 26. Blaai saam met my. Ja. Ek gaan daar 'n skrifgedeelte lees. Maar so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees, en elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle diensknegt wees. Want net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Amen, diensbaarheid. Om te dien. Jesus het sy lewe absoluut hier op aarde kom gee om wat te doen? Om diensbaar te wees. Om te kom dien. Alles van Jesus gaan oor van my en vir jou. Hy kyk om lief te hê, hy maak met ons bemoeienis, en ek dank die Here tot vandag toe hy met ons bemoeienis maak. Jy leef hier op aarde vir 'n doel. Jy is nie toevallig hier. Ons is nie doelloos hier nie. Ons leef verseker vir Jesus. Kan ek 'n amen kry? Ja, jy leef. Amen. Jy leef vir Jesus. Jesus is my alles in my lewe. Amen. Ja, ons leef vir Jesus. Om geestelik te kan groei. Dit help jou om geestelik te groei as jy 'n doel het. En om die mens te wees wat God bestem het vir jou om te wees. Kom ons maak 'n positiewe verskil in die wêreld en mense waarmee jy in aanraking kom. Positiewe verskil. God sê duidelik, ons is die lig in hierdie donker wêreld. Mense het Jesus nodig. Amen. Juist die sout wat die verderf moet teewerk. Teen goed kan bid. Ons is kanaal, ons is instrument, ons is kinders van die Here. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle die eerste wil word, moet julle diensknegt wees. Net soos van die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. As ek gaan kyk na Jesus se lewe hier op aarde, absoluut diensbaarheid. En dit wat hy kom doen het hier op aarde, wie sê meer soos Jesus? Amen. Ons wil almal meer soos Jesus word. God se hande, sy voete in hierdie taal. Matteus 4:23 sê duidelik hoe die Here in Galilea rondgegaan het. Hoe hy in die sinagoge begin leer. En die woord is baie duidelik in Matteus 4:23. Hy het elke siekte en elke kwaal het hy onder die volk genees. Dis God se wil, jou genesing in hierdie dae. Here, dankie vir mense wat opstaan met gawes van genesing. Dis 'n groot veld waar mense die Here werklik nodig het in hulle liggame. Vanoggend staan ons hier in hierdie bidkamer en 'n ma bring haar kind en ons kan haar opdra voor die troon van genade. Amen. Ek dank die Here vir hierdie huis wat 'n huis van gebed is. En ek wil jou aanmoedig in hierdie oggenduur. Kom, wees deel van dit in hierdie voordiens, in die bidkamer waar ons roep tot God. En ek weet, hy antwoord en hy verhoor in Jesus naam. Amen. Ja, God is 'n God wat verseker gebede beantwoord. Daar's krag in gebed. En terwyl ons so bid, kom hierdie woord vanoggend by my op en ek wil dit deel. Dat ons as volk ons sondes moet begin bely, onsself begin verootmoedig, bidden begin raak, sodat God ons land kan genees.
Amen. Dis 'n bekende gedeelte in God se woord. En ek dank die Here vir die eenheid wat vanoggend daar was. En ons kon roep tot God. En ek wil jou aanmoedig om deel te wees van daai groep. Amen. En dit wat God besig is om daar te doen. Yes. Kom wees deel, daar's baie plek in die bidkamer. Die Here is werklik besig vanoggend onder ons. Lukas 19:10, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Oral waar Jesus was, gaan dit oor verlore kosbare mense. Die oes moet in. Sy hele lewe word gekenmerk deur redding van verlore mense. Om te leer in die sinagoge, mense geleer, hy het genees, hy het mense bevry, hy het raad gegee, hy het gehelp waar Jesus kon. Hy het 'n innige meegevoel gehad met mense. Soms hande net op mense geplaas en hulle is aangeraak deur die krag van sy Heilige Gees. Amen. En ek vertrou vanoggend dat Mia vanoggend verseker aangeraak is met die krag van God se Heilige Gees. Sy beskermende hand oor ons elke dag. Ja, ons het die Here baie nodig in hierdie dae. Jesus se siening van belangrikheid en grootheid is heeltemal anders as hierdie wêreld. Want hierdie wêreld, hy vra van ons diensbaarheid, nederigheid, terwyl die wêreld se grootheid gemeet word aan status, aan geld, posisionele mense in posisie en mag. Here, dankie dat ons groot wil wees in die Here. Dan wil ek vir jou sê, wees diensbaar, wees nederig in Jesus naam. Amen. Om 'n kanaal en instrument te wees. Ons almal het 'n getuienis. Ons almal het 'n getuienis hoe ons by die Here uitgekom het. Gebruik ons, kan ons getuig oor die liefde van God. Amen. Matteus 4 lees ons van die roeping van Jesus se eerste disippels. Petrus, interessant, en sy broer Andreas. En hy sê vir hulle baie duidelik, Jesus se eerste disippels, kom agter my aan, ek gaan julle vissers van mense maak. Wie wil 'n visser wees van mense? Amen. Mense by die Here uitkry. Ja, hier's nood, hier's behoefte. Gebruik ons is kanale, 'n doel. God het 'n plan met jou lewe in Jesus naam. Lukas 9 vers 1. Ons weet dat Jesus se disippels het geleer by Jesus. En dan hierdie vers 1. Hy het die 12 disippels saamgeroep en aan hulle mag, gesag gegee oor al die duiwels en om siekes te genees. Ons het gesag, ons het autoriteit. Wek ons op, rig ons op om wat te doen? Om die werk van die duiwel te vernietig in Jesus naam. Amen. Jy's 'n geseënde van die Allerhoogste. Krag wat daar is in gebed in Jesus naam. En daarom kry ons ook hierdie groot opdrag in Matteus 28:19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons as kerk kry 'n geweldige opdrag. Ons moet wees soos Jesus, soos wat hy disippels gehad het, hulle geleer het en hulle mag gesag gegee om siekes te kan genees. Dan sê die Here, hier sit die disippels, wek hulle op, rig hulle op, rus hulle toe in Jesus naam. Wie begeer meer van die Here? Amen. Om kragtig toegerus te word en die werk van die vyand te kan vernietig in Jesus naam. Petrus kom en hy praat ook daarvan in 1 Petrus 2:9. Hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Dan dank ek die Here dat hy ons losgemaak het van die mag van die bose. En ek en jy kan wandel in die heerlike lig van God. Amen. Dankie dat ons hier sit in God se koninkryk en hom kan loof, kan prys en kan aanbid. En ons bid vir kosbare verlore mense in hierdie dae, om ook uit te kom by Jesus. Ek roep Jesus oor hierdie plek af. Ek roep Jesus oor Rustenburg af. Ek roep Jesus oor Suid-Afrika af in Jesus naam. Ek het vroeër tyd vir mense gesê, waar jy bly, of jy nou in Protea Park bly, of jy in Oosteinde bly, of jy
in die middendorp bly, gaan op jou voorstoep en verklaar bietjie Jesus oor daai plek in Jesus naam. En begin kosbare, verlore mense inroep in God se koninkryk. Maak mense vry, maak mense los in Jesus naam. Amen. Kan ons begin manifesteer vir die naam en saak van die Here? As ek so soms op my stoep uitbeweeg en ek kyk so uit oor Rustenburg, dan sê ek, Here, dankie, as daai bassein blaas, kan mense gereed maak en gereed wees. Ons leef in ernstige tye, my broer en suster, en God roep ons vanoggend, luister mooi, om priester, profeet en koning te wees. Nommer 1, 'n priester. Wat is 'n priester in die Ou Testament? Hy is 'n bidder. 'n Bidder wat werklik intree voor God vir versoening tussen mense en die Here. Amen. Wil jy 'n priester wees? God roep ons almal vanoggend om priester te wees. Amen. Om bidders te begin word, om te begin intree. 'n Priester bid vir ander, bewys barmhartigheid, maak mense se behoeftes aan God bekend. Bid jy vir jou mede gelowige, jou mede sussie en broer, lê jy daai persoon voor God neer en bid vir sy siekte. Ek is soms op in die vroeë oggendure wat ek God se aangesig soek vir mense wat die Here baie nodig het. Amen. Ons vertrou die Here en ons glo God dat hy bonatuurlik gaan ingryp in mense se lewens in Jesus naam. As die Here vir jou wakker maak in die nag, raak biddend in Jesus naam. Wel vanoggend in die oggendure, dus ek al 3 uur op en ek is daar in 'n sitkamer om op en dan besef ons is bidders van God. Amen. Hy maak ons soms wakker in die nag. En ons tree in, ek weet nie, maar leef jy vir Jesus? Leef jy vir jou medemens? Want die Here sê, wees lief vir my met jou hele hart, siel en verstand en jou naaste soos jouself. God is 'n God van liefde. En ek en jy moet daai liefde kan uitleef en bidders wees. En wat het 'n priester nog gedoen? My broer en suster het geseën. En ons kry die priesterlike gebed in Numeri 6 waarin mense begin seën. Woensdagoggend het ek hier mense geseën. 'n Priester is God se hande en voete. 'n Bidder en om mense te seën. Wat doen 'n profeet? 'n Profeet is iemand wat praat. Hy deel God se woorde, hy deel God se wil vir mense. Hy dra dit oor vir mense. Ons kan nie anders as om die goeie nuus oor te dra vir mense nie. Sy wil vir mense. Ons moet in God se wil en sy weë moet ons wandel. Ek en jy moet 'n getuie wees. Om te kan getuig is ook om te praat vir Jesus. En om te praat van sy wonders. Ek wil vir jou sê, as die Here iets doen in ons lewens, kan ek nie anders as om my hande op te hef en te getuig oor sy goedheid en sy grootheid. En 'n borrelende fontein te wees vir die naam en saak van die Here nie. Kom ons gee die Here eer vir die Here. Is jy 'n profeet? Is jy 'n priester? Psalm 9:3. En U wil ek bly wees. Ek wil juig, ek wil psalms sing tot eer van U naam. Ek kan nie anders as God iets doen in my lewe nie. En die Here het baie in my lewe gedoen. En ons het rede om vanoggend hier te staan met 'n dankbare hart en kan getuig oor die goedheid en die grootheid van die Here. God roep ons op as koning om te heers. Wat doen 'n koning? Hy heers, hy regeer. Ek en jy moet heers. Ons moet orde in sy skepping kan handhaaf. Reg en geregtigheid moet gehandhaaf word. Yes. Mense moet Jesus in jou lewe sien. Soms die enigste getuienis wat mense sien is jou lewe en ons moet leef in reg en geregtigheid. God is 'n God van geregtigheid. Amen. Ons leef sy woord. As konings verteenwoordig ons die koning van die konings en moet ons elke mag van die mens, wat die mens, die skepping en die koninkryk van God bedreig,
wil vernietig, beveg en teenstaan. Dis wat 'n koning doen. Ons beveg en ons staan dit teen. Ons verteenwoordig die koning van die konings. Ons is God se verteenwoordigers hier op aarde, as priester, profeet en as koning. Kan ek 'n amen kry? Amen. Kom ons gee die Here eer. Halleluja. Ons die Here. Van 'n koning word verwag om orde te handhaaf. Ons heers, ons regeer. Jesus het self die Vader se wil kom doen hier op aarde. Ek wil die Jesus se wil kom doen op aarde. Absoluut onderwerp aan God se wil, want dis wat hy kom doen het aan die Vader. Absoluut God se plan, sy doel, toe hy uitgeroep het, dit is volbring aan die kruis. En Jesus sê self in Johannes 17:4, ek het u op aarde verheerlik deur die werk te volbring wat u aan my gegee het om te doen. Hy die Vader verheerlik. Wil jy Jesus verheerlik? Wees God se verteenwoordiger. Amen. Wees priester, profeet, koning, heers, regeer. Kanale instrumente vir kosbare verlore siele in God se koninkryk in te bring. Ons verheerlik God met ons gawes. Amen. Om te kan getuig en te praat oor sy goedheid en sy liefde. Wanneer jy die werk doen wat God vir jou gegee het om te doen, kom ons uit by ons roeping. Ons begin aan eers 'n treetjie gee, ons raak bruikbaar. Ons verheerlik God. Matteus 5:16 is weer 'n bevestiging wat ek sê. Laat jou lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Kan mense die goeie werke sien en dit waarmee ons besig is? As jy besig om vir jou familie te bid en in te tree en te sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Amen. As jy besig om vir jou oom en jou tannie en wie ook al te begin bid en ouma en oupa en jy sien uit hoe, kom ons vat maar van die duplisies, almal die Here begin loof en prys en aanbid. Ons begin hulle vasmaak aan Jesus. Die hennings, ons maak hulle vas aan Jesus. Ek het altyd die saad van my seun gesaai en gesê, dit sal goed gaan met die hennings as ons God loof, prys en dien. Amen. Ja. Ons moet die Here dien in gees en in waarheid. Is Jesus jou alles? Amen. Ja, God is ons alles. En ons moet mense by die Here uitkry. Paulus skryf daarvan in Efesiërs 2:10, hy sê, dat ons deur God geskape is in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daardeur kan wandel. Wat is hierdie goeie werke? Ons begin God soek. Die woord is duidelik daaroor, Spreuke 8:35, want hy wat my vind, het lewe gevind en verkry 'n welbehae van die Here. Amen. Ons verkry 'n welbehae van die Here. Daar is lewe by God te vind in Jesus naam. Goeie werke wat hy vir ons voorberei. Ons soek die Here se aangesig soos nog nooit van tevore nie. God vra dat jy sy naam sal verkondig op die aarde en mense sal lief hê. Verkondig jy Jesus? Getuig jy oor Jesus? Leef jy Jesus uit, sy gebod, God is liefde? Galasiërs 6:2 kom en sê baie duidelik, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Leef ons God se woord, pas ons dit toe? Het jy 'n gesindheid soos Jesus? Ons almal wil soos Jesus word. Diensbaarheid en daar te wees vir mense. Hy sê, ag ander hoër as jouself. Ag jy ander hoër as jouself? Want die woord praat baie duidelik daaroor in Filippense. Hy sê, moenie iets doen in selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een om die ander hoër ag as homself. Jy moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen na die van 'n ander se. Amen. Bid jy vir ander, kom ons tree in gesindheid soos Jesus. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dis die goeie werke waarvan hierdie woord praat in Efesiërs 2:10.
Ons kry opdrag om te dien, my broer en suster, 'n begeerte om die goeie wat jy ontvang het, met ander te deel. En ek gaan vir jou sê, daar's niks wat ons so gelukkig maak op aarde, as wanneer ons hierdie ewigheidsgoed begin deel met mense. Ek gaan vir jou sê, en ek sien, daar vind verandering plaas in mense se lewens. Amen. Of mense kom in God se koninkryk in, oor dit wat ek getuig, oor dit wat ek praat nie. Handelinge 20:35 kom sê, dis saliger om te gee, as om te ontvang. En ek wil hierdie goeie, wil ek uitgee, na 'n verlore gaande wêreld toe. Dis iets wat betekenis gee aan my lewe, aan jou lewe. In hierdie daad ervaar jy ware en 'n diepe geluk. Die ware mens, luister mooi, is nie een wat vir homself bestaan nie, maar vir God en sy medemens lewe. En dis tog God se grootste gebod, dat ons hom moet lief hê en ons naaste soos onsself. Jy bring ewigheidswaarde voort in jou lewe. Dit wat ewigheidswaarde het. Ek bedoel, ons kan nie ons huis, ons karre saamvat nie, maar ek kan kosbare verlore mense saam met my vat die ewigheid in. Amen. En ons as broer en susters, wat is nou lekker, dit as ons daar gaan rejoice en God gaan loof en prys. Die woord sê, ons gaan mekaar herken in die ander kant. En ons maak gereed hier op aarde vir 'n ewige heerlikheid. Amen. Ons is op pad saam met Jesus. Jesus is ons vrede, Jesus is ons alles in hierdie dag. Paulus skryf ook daarvan in Efesiërs 3:8. Hy sê, aan my, die geringste van al die heiliges, is ek hierdie genade gegee onder die heidene, om die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. Hy sê, ek die geringste, verkondig die evangelie van die Here, hoe God hom uitverkies het, hoe God Paulus gebruik het. En dan lees ons, so skryf hy hoofstuk 4:1, hy sê, ek vermaan julle dan, die gevangene in die Here, om te wandel waardig julle roeping waarom julle geroep is, met alle nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Paulus skryf daaroor. So as jy diensbaar is hierdie eienskap sigbaar in jou lewe? Is jy lankmoedig? Is jy sagmoedig? Is jy nederig? Ons verdra almal in liefde. Wat moet oorheersend wees in jou lewe? Liefde. Die liefde gaan 'n menigte van sonde bedek. Amen. Amen. Dit moet oorheersend wees in ons lewens. Ons moet die kan vergewe, ons moet die negatiewe goed met ons kan aflê en sê, Here, dankie dat liefde oorheersend is in my lewe, want God is 'n God van liefde. So ja, hierdie eienskappe moet sigbaar wees in ons lewens. Dan kom 1 Korintiërs 7:20, laat elkeen in die roeping bly waarin hy geroep is. Vermaning. Kom ons staan vas, kom ons bly in die roeping, want dit is so maklik dat die vyand goed by ons kan steel, ons intimiteit met die Here, ons gemeenskap, ons verhouding met die Here, goed wat ons kan toe kom en ons negatief maak. Here hou vir ons vas. Ek sê altyd, ek is tot alles toe in staat, deur God wat my die krag. Amen. Ek stap hierdie pad van volharding in die krag van die Heilige Gees. Yes. Ons oorwinning is in Jesus Christus te verkry. Ons is afhanklik van hom. 2 Petrus 1:10. Daarom broeders, moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Want as julle dit doen, gaan julle nooit struikel nie. Ons maak ons bediening, maak ons vas in Jesus naam. Ons glo, ons vertrou die Here. Ja, daar kom soms beproewingstye, maar U vat ons van oorwinning na oorwinning. U aktiveer my geloof in Jesus naam. Amen. Amen. Die boek Josua, is 'n wonderlike boek as jy kan bestudeer. Hy het baie geloof toetsedeer, maar hoe God hom van oorwinning na oorwinning gevat het. Wie begeer dit, wie soek dit? Amen. Ons kan dit verkry in ons verhouding met God. Hy het dit vir 'n Josua gedoen. Hy kan dit vir ons ook doen.
ons verkiesing vas. Kom ons glo, kom ons vertrou die Here. Spreuke 4:23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daarin is die oorsprong van die lewe. Pas op wat jy in jou hart toelaat. Ons harte wat aan die Here behoort. Ek sê altyd, mense se harte. Pas op wat ons toelaat in ons harte. Ons moet waaksaam wees wat ons in ons hart toelaat. Intimiteit is een van die goed wat die vyand die graagste wil steel. Hy kan so maklik 'n aanslag op jou lewe hê. Maar Here, dankie dat hierdie goed nie ons gaan negatief maak. En dan wil ons nie bid of Bybel lees nie. Dit is juis wanneer dit op jou lewe plaasvind, dat jy jou moet versterk in die Here, dat jy God se aangesig moet soek en 'n antwoord kry by die Here. Amen. Jy is soos 'n Dawid. As daar 'n saak en situasie kom, versterk jy jou in die Here. Jy soek juis die Here op, sodat jy 'n belofte kan kry om aan God vas te hou. Ons kan nie toelaat dat die vyand kom en daar iets tussen ons en ons verhouding met God kom nie. En hy wil ons wegtrek, en daarom moet ek en jy waaksaam wees wat ons toelaat. Versterk ons geloof en vertroue in die Here. Wat wil die vyand nog steel, my broer en suster? Hy wil jou identiteit in Christus, wie jy werklik in Christus is. Jy's 'n geseënde, jy's 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Hy wil goed steel word. Amen. Ons gaan nie toelaat in Jesus naam nie. Wat wil hy nog by ons steel as 'n negatiewe ding kom? Ek wil vir jou sê, kom ons staan vas in ons roeping, in ons calling, en dit wat God ons wil roep, en dit wat ons doen hier op aarde. Amen. Hy wil verseker ons autoriteit steel, maar ek dank die Here vir hierdie woord wat kom in Jesaja 54:17. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie, en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg gaan jy weer lê. Amen. Jy bid teen hierdie goed in Jesus naam, en sê, Here, dankie dat my oorwinning in Jesus Christus te verkry is. Die woord is baie duidelik in Lukas 10:19. Kyk, ek gee aan julle mag om op slange, skorpioene te trap en oor die krag van die vyand, dat niks julle ooit sal skade aan doen. Amen. Ons het autoriteit, ons het gesag om wat te doen, om die werk van die vyand te vernietig in Jesus naam. En ons staan vas in die Here. Ons kom uit by dit wat God vir ons instoor het. Ons roeping, ons calling. Dankie Here, ek leef vir Jesus. Ek leef vir my medemens in Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here. Ek wil vir jou sê, hoe nader ons aan die Here kom en ons geestelik groei, kan ons soms 'n negatiewe ding in ons lewens beleef, en ek en jy moet waaksaam wees teen die werk van die vyand. Amen. Amen. En ons sê, Here, dankie, U hou vir ons vas. Ons oorwinning is in Jesus Christus te verkry. God stel jou in staat om jou roeping uit te leef hier op aarde. Hy maak ons bekwaam om hierdie roeping uit te leef. 2 Korintiërs 3:5. Nie dat ons onsself bekwame is om onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. 2 Korintiërs 3:5. Ons is nie uit onsself bekwaam nie, ons bekwaamheid is uit God uit. Hy maak ons bekwaam om sy wil uit te voer, Filippense 2:13. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Amen. Werk volgens sy welbehaag, soos wat die God se gees toelaat in jou lewe. Dit was laasweek se woord op. God is besig om ons op te wek, op te rig. God se gees raak besig in ons lewens. Ons kom uit by God, ons plan, ons doel. Ons kom uit by ons volle potensiaal in Jesus Christus. Ons kom nader aan die Here. Ons kom toegerus met gawes. Ons kom om God se stem te hoor. Kragtige bidders in Jesus naam. Begeer jy dit? Soek jy dit in die oggend? Halleluja. Dis wat God se gees wil doen in ons lewens. Versterk ons geloof en vertroue in die Here om wat te doen, om berge te skuif, om storms stil te maak in Jesus naam. Elia, 'n mens net
Hy bid en in oomblikke antwoord en verhoor God gebed. Amen. Ja, die Here gee my woord, trek op, want ek gaan reeds stuur. Gaan vertoon jou Agab. Elia, 'n mens net soos ek en jy. Dankie vir kragtige bidders in Jesus naam. Here, wek hulle op, rig hulle op in U naam. En waar jy ook al in 'n bediening betrokke is, by die kinderkerk, by die jeug, by die bejaardes, by die veldstap. Ek eer die Here vir mense wat aanmeld vir diens, vir mense wat betrokke is in God se koninkryk en bruikbaar is en kanale in God se hand is. Amen. Prys die Here, waar jy ook al betrokke is, mag God jou ryklik seën in hierdie oggenduur. Ja, God wil verseker ons bedeel ons toe met gawes in Jesus naam. En hy deel uit in die liggaam afsonderlik, soos wat hy wil. Hy rus ons toe. En ek sê Here, dankie dat ek vanoggend die seën van die Here kan afbid vir elkeen in hierdie plek, soos ek gesê het. Ons almal het 'n getuienis om iets te praat of te getuig of ons plek te vind in die liggaam van Christus. En dit wat hy vir ons instoor het in Jesus naam. Kom ons staan in hierdie plek. Here, ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U aanbid vir elkeen wat in hierdie plek staan vanoggend. Ek praat vanoggend oor jou roeping in Jesus Christus. Jou plan, jou doel, kom uit by jou volle potensiaal in Jesus Christus. Hier is God se verteenwoordigers. Dankie Here, as priester, as koning, as profeet, en ons kies vanoggend om te getuig, om te praat, om iemand na die Here toe te lei in Jesus naam. Ons meld aan, ek wil die Here loof, prys en aanbid vir mense se gehoorsaamheid aan die stem van die Heilige Gees. Die Here wil jou behoor dimensie vat as jy betrokke raak in bedieninge. En ek sê Here, dankie dat mense sal reageer op God se stem. Of jy nou betrokke is in hospitaalbediening, betrokke is by skole, of betrokke is by bejaardes. Here, ek spreek seën vanoggend oor hierdie plek uit, dat God jou ryklik sal seën en 'n bruikbare kanale instrument. Maak 'n verskil in God se koninkryk. Maak 'n verskil by jou werk, waar jy in kontak kom met mense. Here, dankie vir dit wat U instoor het vir elkeen vanoggend in hierdie plek. Ek wil die Here loof, ek wil die Here prys, ek wil God aanbid. Here, U is besig in hierdie gemeente om mense op te wek, op te rig. Dankie vir dit wat U instoor het. Here, ek spreek ook seën vanoggend uit oor Eben se bediening. Hy wat besig raak met die manne bediening. Ek wat besig is by die vroue bediening. Ja, Here, ons is gehoorsaam aan die stem van die Heilige Gees. Kanale, instrumente in die hand van die Here. En ek wil die Here loof, prys en aanbid vir mense wat vanoggend hierdie woord hoor, wat 'n keuse maak en sê, Here, hier's ek. God is 'n God van liefde. En ek gaan hierdie